Goeienaand, ons paardes. Baie welkom op donderdag aan by die huis van wonderwerke se kort gedagtetjies. En onze gedagte, worship en sang. Miskien vra jy, wow, pastoor, en dit is 'n stemming wat weet jy, van worship en sang. Wel, ek speel 'n bas, daar, speel 'n bietjie drome. Wanneer ek weet iets van musiek, en as 'n voorreg om my van verwag musiek te sing. So baie keer om die vraag by ons van my, wat is worship? Ons staan in die kerk as worship span en ons kyk oor die gehoor. En dan sien jy, party mense leef vir hulle uit, terwyl hulle worship. Hulle aanbid God en noem hom. Ander staan soos kaartmannetjies, stokmannetjies. Hy is te bang om sy hande te klap. Hy is te bang om te sing. Hy is te bang, hy is vals. Nie vals in die gees nie, maar die stem kom nie by die note nie. Oh ja, sang op van die begin, van die ontstaan van die wêreld af. Heilig van die koninkryk van God af, voor die aarde ontstaan. Ja, so ver. En ja, ons wat sing, partykeer doen ons het ons persoonlike onderdanigheid. Alle keer doen ons het saam met hore, of met 'n worship band, ons sing individueel in die badkamer, die stort, dan word daar 'n sanger gebore in die badkamer, sommer net so dominietjies. Oh, wat sê die woord van musiek en sang? En so ver terug as Genesis 4, vers 21, praat die woord van die eerste keer van 'n man met die naam van Jubal. En Jubal, hy was die vader van almal wat siters en fluite gespeel het. En ek kan wel die woord dit nie sê nie, maar ek glo dat Jubal ook gesing het. Want jy sien, dit is moeilik om 'n instrument te speel as jy nie kan noot hou nie. So, as jy kan sing en noot hou, dan is dit maklik om 'n instrument te speel. Want dan bly jy by die noot. Maar ons lees in Exodus, die eerste keer waar daar 'n lofprys geskryf is en aan God gesing is in die volk. En dit was toe God die volk gered het deur die Roodsee, en waar die Egiptenare hulle gevolg het en die gemaak het. En daar was 'n lied deur Moses en Miriam geskryf en vir God opgedra om net te sê, dankie Vader, vir dit wat jy vir ons en die volk gedoen het. En ja, baie keer in die woord, dan lees ons dit, hoe dat hierdie liede aan God opgedra is. Soos byvoorbeeld, hoekom is die liede so baie in psalms? Dan weet ons dat Dawid was die grootste skrywer van die liede in psalms. Ja, daar was ander profete wat ook geskryf het, ook liede opgedra het. En waaroor het die liede gegaan? Nou, die meeste van die liede was liede aan die een en enigste ware God, om sy naam groot te maak. Tweedens was daar liede geskryf oor God se grootheid, oor sy liefde, oor sy ontferming oor jou en oor my. Oor wat God vir die volk gedoen het, oor wat God vir ons individueel gedoen het. Daar was liede geskryf oor vryheid, om net vry te kan wees. Van hom die wat in ballingskap was, gedroom van vry. Later toe hulle vry is, kon hulle dit skryf. Daar was mense wat verdruk was, wat onder ballingskap was. Daar was liede geskryf in moeilike tye van beproewing
smarte, daar was liefdeskryd en dankbaarheid en vreugdesvuur wat glimp. Dan, as jy psalms dan lees, dan kom jy agter, maar psalms bemoedig jou en my om 'n lied in ons hart mee. And I joy comes in the morning. En daai vreugdeslied in jou hart, op jou lippe, en jou gedagtes. Wow. Dit is soos 'n dans wat in jou opkom. Ek moet nou vir die Here sing en sê dankie. Ek moet nou die Here my probleem vertel in 'n lied of ek wil die Here eer. Ek wil die Here loof. En daarom kom psalms en hy maak dit vir ons so mooi. En soveel van hierdie liede is getoons en vandag se lofsang. Ek en jy weet aan die liede wat in die psalmboeke opgeneem is, vandag nog van ons saak maak. Dan kom ons in 1 Korintiërs 6 en ons lees dat in die tempel was daar plus minus 4.000 sangers. Seker een van die 100ste Alabama kore. En een van julle wat al in Israel was, is in hy tempels en stap. Die akoestiek is absoluut wonderbaar. Daarom doen ons worship in die oggende, wanneer ons by die kerk kom, om God te loof, om God te prys, die grond voor te bid, en sê, kom julle, almal wat vermoeid en belas, kom, ek gaan jou rus gee, ek gaan hy vuur, dat brand in jou, sing tot Heer en verheerlik van ons koning. Ja, wat is nou mooier as 'n liefdeslied vir jou vrou? Wat is mooier as om 'n lied aan haar op te dra? Dan is Jesus neergeken. Is dit wat jy wil doen? Is dit jou begeerte om 'n lied op te dra aan Jesus en om te sê, thank you Lord for your blessings on me. I have a room up above me, a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. O Here, lof en eer kom U toe. Daarom doen ons worship en lofsang. Ek hoop julle verstaan bietjie beter. Vader, baie dankie vir die kosbare woord. Dankie dat ons leer, Here, dat meer sang ons U verheerlik, U loof en U eer. Dankie Vader, dat ons kan sê, U is ons eerste, enigste Vader God. Die lof en die eer en die gesang kom U toe, want U is waardig om geprys te word. Dankie Vader, vir die reën hier buite. Dankie vir die voorsiening. Dankie vir die liefde. En laat elkeen vanaand wat hoor, hoor hy, dit hoor, 'n stem dat uitdaal, lippe om het te besing. Dankie vir die liefde. Hier in naam in Jesus se naam. Amen. Shalom. Tot ons mekaar weer sien.